Goed, ons moet nou vanaand, ek hoor my nou vanaand, vanmiddag aangaan Sondag 24 toe, né? In ons Heidelbergse katekismes. Right. Kom ons trek weg, maar kom ons bid eers. Dan begin ons. Ons Vader, baie baie dankie dat ons vanmiddag saam kan wees weer en dat ons in U woord kan wees, Here. Ons bid dat U ons uiteraard deur die Gees sal help om in U woord te wees en ons te verdiep daarin en gee Here dat ons U kan begeer en liefkry. Dankie dat ons so na U toe kan kom. Amen. En ek wil eers vir ons die aircon aanskakel. Wat dink julle? Goed, nou, ek dink wat belangrik is, voordat ons wegtrek nou by, en na Sondag 24 toe beweeg, dink ek, kom ons vra net gou vir onsself weer af, wat het by Sondag 23 gebeur? Wat gebeur by Sondag 23 in die Heidelbergse katekismes? Wat dink julle? Dit vra nou wat help het ons as hierdie geloof wat in die tot artikels. Das hy, né? Ons word gevra, wat baat dit jou dat jy al hierdie dinge glo? Al hierdie dinge wys dat terug na Sondag 9 tot by Sondag 22, né? En wat is daar behandel? Die 12 artikels, né? Goed, maar nou moet ons 'n bietjie dieper dink. So, kom sê net eers dit voor ons dieper dink, kom sê net eers hierdie. Dus Sondag 23 wil opsom. Sondag 23 wil saamvat. Sondag 23 wil 'n toepassing maak. Okay? En dit is ook ons belangrik dat ons dit raak sien. Maar so wat baat dit jou dat jy al hierdie dinge glo? Dus van Sondag 22 af terug na Sondag 9 toe. Die 12 artikels is daar behandel. Maar nou, waarvan is die 12 artikels 'n samevatting? Van die Bybel kan ons sê, kom ons dink nog 'n bietjie, kom ons gebruik nog 'n woord om dit te verduidelik. Bybel is 'n regte woord, maar ek dink 'n mens kan bietjie meer in detail ingaan. Wat sê jy, Johannes? Evangelies. Van die evangelie, ja, van die evangelie en van die heilige evangelie is reg, soos 'n samevatting van die heilige evangelie of van die evangelie, maar ons kan ook sê van die evangelie. Die belofte van die evangelie. En wat is die groot belofte van die evangelie? God. En daarom gaan dit in die 12 artikels oor God die Seun, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, want God, die drie-enige God, beloof homself aan ons in die evangelie. Dis die kernbelofte van die evangelie, nê. Hoekom is dit so 'n wonderlike belofte? Want hoe is ons in ons verlorenheid, in ons verdorwenheid, in ons sondeval, hoe is ons daar? Sonder God. Nou, ons is sonder God. Ons het die lewe in die tuin van Genesis 1 en 2, het ons met God geleef, in verhouding met God geleef. In Adam was ons in 'n verhouding met God, maar nou het ons in Adam sonde geword en is ons buite die tuin, los van God, sonder hoop, besig om ons eie sondeskuld groter te maak. Dis ons krisis. In die evangelie kom God na ons toe en hy sê, ek sal weer julle God wees. Dis 'n wonderlike genade. Nee. En dan leer ons meer in 12 artikels oor daardie evangelie belofte. Okay. Nou wat baat dit jou as jy dit alles glo? Kom ons dink 'n bietjie, wat sê daai? So vat net so vinnig saam. Wat baat dit jou dat jy dit alles glo? Dat ons Sonder verdienste. Nee, voor ons daar kom, jy wil so 'n stapie terugtrek. Wat baat dit jou dat jy dit alles glo? Dat ons voor iets is. Daar sê dat ons in Christus voor God regverdig is. Nou, ons is voor God regverdig. Ons is in Christus voor God regverdig. Wat beteken in Christus?
Waar in die katekismes het ons al gelees van, hoe kom jy in Christus in? Deur die geloof is ons in Christus. Wat se Sondag het ons daaroor geleer? Sondag 7. Sondag 7, baie mooi, maar Sondag 7, nee. Deur die geloof word ons in Christus ingelyf en ons neem sy weldade aan. Ons neem Jesus aan en so lyf word ons in Christus ingelyf. Nou, wat ons daar binne in Christus kry, is om voor God regverdig te wees. Nou, wat beteken dit om voor God regverdig te wees? Beteken om nie meer onder sy oordeel te wees. Aha, ek is nie meer onder sy oordeel nie, maar ek is nou regverdig. OK? Kom ons gee 'n bietjie meer detail daar. Jy is onskuldig verklaar. Ek is onskuldig. Dis deel van om regverdig te wees voor God, né? Ek is onskuldig. OK, en wat word van my geskenk of toegereken? Dis nogals belangrik. Ewige lewe. Ons gaan dink bietjie weer mooi. Maak oop julle katekismesboeke gou. Dis nogals belangrik dat ons dit in ons koppe het, hoor. Ons sal dit nog oor en oor bietjie inhamer. Het jy hom daar, Marie? Ek lees 'n bietjie vir ons daar, Johannes? Vraag 60. Ja. Hoe is jy regverdig voor God? OK. Marie, begin jy vir ons te lees? Alleen deur 'n ware geloof in Jesus Christus. Alleen deur 'n ware geloof in Jesus Christus. En dan word dit 'n bietjie verder verduidelik. So dat al kla my gewete my aan dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het. Nie een daarvan gehou het nie. Met ander woorde, ek is regverdig voor God, al voel ek nie so nie. En dat ek ook nog steeds gedurig daartoe geneig is. Met ander woorde, ek is regverdig voor God, al voel ek nie so nie. Ek is regverdig voor God, al kry ek dit nie reg om goed te lewe nie. Nogtans aan my sonder enige verdienste van my kant. Met ander woorde, ek is regverdig voor God, al verdien ek dit nie. Ek is regverdig voor God, al voel ek nie so nie. Ek is regverdig voor God, al sukkel ek om dit reg te kry. Ek is regverdig voor God, al verdien ek dit nie. Ek uit louter genade die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus geskenk is. Nou, of dit word aan my toegereken. Ons kan amper sê om dit korter te maak. Ek is regverdig voor God, want Christus se geregverdigheid is my toegereken. Wat beteken daai toegereken nou weer? Aangegee. Dis 'n gee of, ons kan ook sê op my rekening geskryf. Met ander woorde, daar staan Johannes, Marie, Kobus skuldig, maar dan staan daar ook in die volgende kolommetjie, betaal. Wie het betaal? Jesus het betaal, nee, deur sy lewe vir ons te gee in ons plek. OK. So dis hoe ek regverdig is voor God, nee? Ek voel nie altyd regverdig nie. Ek kry dit ook nie reg om regverdig te wees nie. Ek het ook nie die regte begeertes nie, altyd nie. Ek verdien dit nie om regverdig voor God te wees nie, maar nogtans is ek regverdig voor God. Hoe? Met Jesus se geregtigheid. Dit word vir my toegereken. Dit word vir my geskenk. Nee? Dit word vir my gegee. Wanneer? Wanneer ek in Christus is deur die geloof. Nee. Waarom is dit deur die geloof alleen? Hoekom sê jy deur die geloof alleen? Verdien jou geloof ietsie? Nee. Nee, geloof verdien nie iets nie. Wat doen geloof? Dis net die hand waarmee jy dit ontvang. En wat is binne in daai hand? Ietsie wat God sê, ek hou van daai betaling wat jy nou vir my aanbied met daai hande van jou. Nee, wat is in die hand? niks. Ja, is niks, sonder skuld. Nou, dis 'n bedelaar hand. Dis 'n hand wat vra. Dis Jesus, neem my aan. Jesus, gee vir my u geregtigheid, want ek het niks. En wat sal Jesus doen? Hy gee dit vir jou. Hy wil dit gee. Hy's lief vir ons. OK. Dis belangrik. Dis hoe ons regverdig is voor God. Nie omdat ek hard probeer nie. Nie omdat ek so voel nie. Nie omdat ek dit verdien nie.
maar omdat ek Jesus se geregtigheid kry. Nee? Kom ons praat ek so 'n bietjie oor Jesus se geregtigheid. Verduidelik vir my 'n bietjie waaruit bestaan dit. Jesus se geregtigheid is. Kom verduidelik vir my. Kolletjie, sê vir my. Jesus se geregtigheid is wat? Dus, volkome onderhouding van die wet. Hy het vir my in my plek die wet volkome nagekom. En wat nog gedoen? Hy kom vir die wet na en hy betaal die straf. Dis die twee goed wat Jesus vir my doen. En wat sy geregtigheid is. Hy kom die wet volmaak na, hy betaal my straf, dit word vir my gegee. Nee, dit word op my rekening geskrywe. Wanneer? Vir elke iemand. Nee, net wanneer jy in 'n ware geloof in Christus ingelyf is. Daar sy met 'n ware geloof in Christus ingelyf is. So, is my geloof dan ietsie wat ek mee verdien? Nee. Nee, geloof breek met die fariseer wat wil verdien. Geloof breek met die ou soos die verlore seun wat daar op sy eie net wil leef. En geloof gaan na Jesus toe, wat vir my alles verdien het. Die straf gedra het, my skuld betaal het, en dit is sy geregtigheid wat vir my toegereken word, vir elkeen wat na hom toe gaan in geloof. Maak dit sin vir julle? Dis belangrik, dis hoe ons regverdig is vir God. En dis nou die samevatting, nadat ons nou die hele storie van die 12 artikels geleer het. Wat baat het julle teen al hierdie goed glo? Dat ek in Christus voor God regverdig is. Nou, hoe is ek in Christus? Deur geloof. Wat kry ek in Christus? Geregtigheid of regverdig verklaring. Wat beteken 'n regverdig verklaring? Jesus het vir my in my plek die wet gedoen. Jesus het vir my in my plek die straf gedra. OK. Goed, nou moet ons bietjie aangaan na Sondag 24 toe. OK. So kom ons doen eers julle vragies. Dit is my belangrik dat julle hierdie probeer onthou. Ons sal dit nou nog weer, mens moet dit maar inhamer. Dit is baie belangrik dat ons dit sal onthou wat ons nou by Sondag 23 gedoen het. OK. Maar kom ons doen eers die vragies by Sondag 24. En dan gaan ons bietjie in op wat daar staan in die katekismusboek. Right, kom ons kyk, vragie 1 by afdeling A. Hoe moet ons werke wees om 'n bydrae tot die geregtigheid, tot ons geregtigheid voor God of voor die regterstoel van God te kan lewe? Hoe moet ons werke wees as ons 'n bydrae wil lewer, sou wou lewer? Wat sê jy, Marie? Moet volmaak wees in alle opsigte met die Here se wet ooreenstem. Dit moet volmaak wees en in alle opsigte met die Here se wet ooreenstem. Nou, OK. Hoe lyk ons beste werke? Vragie 2, wat sê jy, Johannes? Onvolmaak en met sonde besmet. Onvolmaak met sonde besmet. OK. Hoe word ons werke in hierdie lewe beloon? En dan sê die oom Attie, ons moet 'n bietjie kyk na die verklaringkie ook by vraag 63. Wat sê jy, Marie? Ek sê by die genade, elke gelowige ontvang God se seën. Ja. En die Here se seën maak ons ryk en vol blydskap. Kom ons kyk net 'n bietjie daarna, ek wil net gou hier oopmaak. By Sondag 24. Sê, maar leer die Bybel self ons dan nie dat ons goeie werke deur God beloon word nie? Inderdaad, is dit die leer van die skrif. Psalm 19 vers 12 sê, in die onderhouding van God se gebooie lê ryk beloning. Ons goeie werke word beloon. En dan sal sterretjie in hierdie lewe. Wie die Here vrees en welvaart geniet, mag die welvaart sien as loon. Dit beteken egter nie dat almal wat die Here liefhet welvaart as loon ontvang nie. Wel ervaar elke gelowige God se seën, nê? Wel ervaar elke gelowige God se seën en alleen die Here
se seun maak ons ryk en vol blydskap. As ons die Here vrees, deel ons in sy guns en liefde en gemeenskap. Dis belangrik, nê? En dit is meer werd as al die skatte van die wêreld. Want dit is die ewige lewe. Okay, dan eenmaal in die toekomstigheid. Goed, so ons sal nou 'n bietjie weer dieper daarop ingaan. Kom ons kyk net 'n bietjie in die volgende vraagie. Vraagie 4 nou, nê. Hoe word ons werk? Ja, vraagie 4. Hoekom sê ons dat hierdie beloning nie uit verdienste is nie, maar uit genade? Kyk 'n bietjie na die verklaring in die verklaring oor Filippense 2. Kyk wat in die verklaring oor Filippense 2 vers 13 gesê word. Dis nou Johannes, jy wat moet antwoord, nê? Ja. Okay? God werk in ons om te wil en om te werk na sy waarbaar. Okay, so daarom is ook daai beloning wat ons ontvang, genade, nê? Want dit is God wat ons in staat stel. Dit is omtrent asof God sy eie werk in ons beloon. Nou, goed. Nou kom ons kyk 'n bietjie. Ons gaan nou dieper hierop ingaan. Ons is deur die geloof in wie ingeplant? Wat se antwoord kry jy by Sondag 24, Marie? In Christus. Sy. Nou, kom ons kyk na afdeling B. Vul die ontbrekende woorde in. Vervloek is elkeen wat nie bly. Wat moet daar inkom? In alles. In alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te onderhou, hè? Galasiërs 3:10. Vul die ontbrekende woorde in. Ons is diensknegte, want ons het gedoen wat ons om te doen. Wat sê jy, Marie? Lukas 17 vers 10. Ons is wat 'n soort diensknegte? Onverdienstelike diensknegte. Want ons het gedoen wat ons Verplig was. verplig was om te doen. Right. Watter beeld word in Johannes 15 vers 5 gebruik? Met wat word ons vergelyk en met wat word Christus vergelyk? Hoe kan ons vrugte dra? Wat sê jy daar, Johannes? Jesus is die wynstok, ons is die lote. Goed? As ons in hom bly en hy in ons, dra ons veel vrug. Okay. As hy. Right, en dan sê, wat gebeur met die boom in Matteus 7 vers 19, wat nie goeie vrugte dra nie? Word uitgekap en in die vuur gegooi. Okay. Goed, nou kom ons gaan 'n bietjie in op wat nou hier aan die gang is in Sondag 24. Om net my boek daar neersit. Kom ons kyk 'n bietjie. Maar het julle julle katekismes boekies oop daarso? Right, kom ons kyk. Nou, vraag 62, maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Okay, so met ander woorde, kom ons kyk 'n bietjie ons geregtigheid voor God. Die koutjies nie hier nie. Dis nie goed nie. Hier is ons geregtigheid voor God. En sê, kom kan ons goeie werke, nee, so hier is, kom ons sê, hier is goeie werke. Ons goeie werke, vra die vraag, hoekom kan ons goeie werke nie ons geregtigheid doen nie? Of dan ten minste 'n stukkie gedoen nie? Okay, so dit is die vraag wat hy gevra het. Nou, is die vraag, hoekom vra die katekismes nou hierdie vraag hier? Wat dink julle? Kom vra ons katekismes hierdie vraag hier. Wat het nou net vooraf gegaan? Wat is die vraagie by Sondag 23? Wat baat dit jou alles? Dat ek in Christus voor God regverdig is. Hoe is jy regverdig voor God? Omdat ek so voel? Ja, baie maal voel ek nie so nie. Omdat ek geneig is om regverdig voor God te wees. Nee, want baie maal is ek nie geneig. Omdat ek dit verdien om regverdig voor God te wees. Nee, want Christus verdien dit vir my. Christus doen vir my alles. Nee. Maar wanneer ek in die geloof in Christus is, dan ontvang ek dit. Nou sê die katekismes, maar hey, hoekom dan nie dan ten minste wragtig? Net 'n ou stukkie nie, kom aan. Nee? Nou hierdie vraag kom nogals, mens moet nou in gedagte hou, wanneer is die katekismes geskryf? Tyd van die
ja, toe die Rooms-Katolieke ons vervolg het in die tyd van die Reformatie, en een van die groot dinge is dat die Rooms-Katolieke, nee, wanneer hulle praat van ons regverdigheid voor God, dan sê hulle iets anders. Ons sê, kom ons maak nou so. Ons trek 'n tabel. Ons sê skuldig, skuld. Betaal. Okay? Staan hier so 'n naam. Kobus, Johannes, staan Marie, sê Jan, staan Helga. Okay. Nou ons skuld. Doodstraf. Straf plus 10 gebooie. Dis wat ons skuld by elke een staan. Dood plus 10 gebooie. Dood plus 10 gebooie. Dood plus 10 gebooie. Dood plus 10 gebooie. Right. Nou, betaling uitstaande. Kan ons dit self betaal? Nee, Nee, hoekom nie? dit is te groot. Dit is te groot en ons kan dit ook nie volmaak doen nie. Okay? Dit het ons al by Sondag 6 geleer en by Sondag 5 geleer, né? Ons gaan dit vandag weer hierso raak. Maar nou, wanneer ek in Jesus glo, dan staan hier betaal. 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 Almal het betaal wanneer ons in Jesus glo. Wie betaal? Jesus het betaal aan die kruis. Jesus betaal. Okay, dis 'n wonder. Nou, dis wat die Bybel leer, nee? Dis wat van hierdie leer. Sien hierdie veral in Romeine 3 tot 5. Nou, sien ons dit. Maar nou, die Romeinse kerk sê iets anders. Hulle sê, jy glo in Jesus en jy word uit genade gered, maar jy nou, daar word by jou, wanneer jy glo, dan word daar genade in jou ingestort. Kom ons sê so, Romeinse leer. Okay, die genade word ingestort. Okay, en nou, met die genade wat ingestort is, moet jy deur jou lewe jouself al hoe voller maak en dit regverdig maak. Okay, so ek moet met genade wat ingestort is my regverdig verklaring verdien.
Okay. So hulle sê nie heeltemal is net werke nie. Hulle sê daar word genade gesoek, maar dit bly jy wat dit nou moet verdien met behulp van hierdie genade. Ons sê Jesus alleen. Ek is skuldig, Jesus betaal. Okay. Dis die groot verskil as dit kom by die Rooms-Katolieke se leer oor regverdige verklaring en die evangelie se regverdige verklaring. Maak dit sin vir julle? Ok, nou kom die katekismes en dit sê, maar waarom kan my goeie werke nie die geregtigheid voor God, of 'n deel daarvan wees nie? Ok, hoekom nie? Ok, omdat die geregtigheid wat voor die strafgerig van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem. Nou, en dat ook ons beste werke in hierdie lewe onvolmaak is. Nou, so kom ons kyk 'n bietjie, wat sê die Bybel daaroor? Kom ons maak ons Bybels oop by Galasiërs 3. Ja, Galasiërs Johannes, en jy moet jou Bybel oopmaak by Deuteronomium. Maak jy jou Bybel oop by Deuteronomium 26 vers 27. Okay, ons maak 'n ander, Marie, jy maak jou Bybel oop by Galasiërs 3. Deuteronomium 26. Versie 27, die laaste versie van ons. Lees 'n bietjie vir ons daai versie 6 en 27. Is dit nie daai versie? Of nee, dis 27, soos ek 27 vers 26, ekskuus. Lees 'n bietjie. Vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie hou om dit te doen nie, en die hele volk moet sê amen. Okay, vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie onderhou en doen nie, né? Dis wat daar staan. Nou, lees ons Galasiërs 3 vers 10, Marie. Want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Wat is die verskil tussen Galasiërs 3 se aanhaling van Deuteronomium 27 vers 26 en dit wat Deuteronomium 27 vers 26 sê? Daar's 'n woordjie wat bykom, wat Paulus bysit. Wat 'n woordjie is dit? Lees bietjie weer. Okay, Marie, nou moet jy kyk. Lees bietjie weer aan Johannes. Vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie hou om dit te doen nie. Okay, stop net daar. Wat sê jy nou? Vervloek is hy, is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is. Alles. Sien nou waar sit Paulus die klem? Hy sê, vervloek as jy dit nie doen nie. Natuurlik beteken dit alles nie doen. Nou, maar Paulus lê vir ons veral die klem daarop, geïnspireer deur die Heilige Gees, alles doen nie. Jy moet alles doen nie. Dis wat God vir ons vra. Alles. En dan ook volmaak. Nou, alles volmaak doen nie. En ons kan nie. Dis juist die probleem wat die wet vir ons kom wys, ons kan nie. Nou, kyk 'n bietjie as mens nou blaai na Romeine hoofstuk 3 vers 20 toe. Wat staan daar geskrywe? Johannes, wat sê jy, Romeine 3 vers 20? Aangesien uit die werke van die wet geen vlees vir hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Okay, so deur die wet is die kennis van sonde, né? So dis die probleem. Nou kom die Rooms-Katolieke en sê, maar dit onthou, ek is genade is my ingestort. Okay, so ek kan nou begin werke doen. Okay? Wat is ons antwoord dan? Maar ons werke is besmet met sonde. Ons werke is steeds besmet met sonde, selfs na dat die genade in ons ingestort is ons werke steeds besmet met sonde. Want onthou, ons sê ook hier, die God kom maak ons net, en ons gaan nog meer daaroor begin leer, soos in die katekismes vir albei Sondag 32. Ons word nie net regverdig verklaar nie, ons word ook herskep en nuut gemaak. En ons noem dit heiligmaking. Nou, ons wat protestante is, praat van heiligmaking en regverdig verklaring of regverdig making. En by die heiligmaking, ja, deur die genade van God vernuwe Christus my deur sy Gees en ek begin nuwe dinge doen. Maar daai nuwe dinge
is nog nie volmaak nie. OK, dit is nog nie volmaak nie. En dit is wat die katekismes sê, nê? Selfs ons beste werke is in hierdie lewe nog onvolmaak en met sonde besmet. En dis wat Jesaja 64 vers 6 sê. Kom ons blaai bietjie ons Bybel so. Nou toe, Jesaja 64 6. Wat sê, kan nou nie onthou wie nou, Marie lees jy 'n bietjie, Jesaja 64 6. En ons het almal geword soos 'n onreine en al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed. En ons het almal verdor soos blare en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. Ja, nee, ons beste werk is nog soos 'n besoedelde kleed. En ek dink ons sien dit ook by Paulus in Romeine 7, nê? Daar waar bekeerde en Paulus en wedergebore Paulus praat, sê hy die goeie wat ek wil doen, dit doen nie, maar die slegte ding wat ek wil doen, dit doen ek wel, of wat ek nie wil nie, dit doen ek. Ons worstel in hierdie lewe nog al die pad met sonde. Dis hoekom Jesus ook vir ons leer om te bid, vergewe ons skulde. Nou, so daar lê ons probleem. So ons geregtigheid, ons goeie werke kan nie die geregtigheid voor God wees, of 'n deel daarvan nie. Wat ons nodig het, is Jesus. En hy kom doen alles vir ons. Hy het vir ons kom betaal. Nee. Hy het in ons plek aan die kruis die toorn van God gedra. Hy het met sy lewe die losprys betaal wat vir ons nodig is. Hy het met sy volmaakte wetsvolking nakoming vir ons die geregtigheid voor God gedra. Hy het met sy dood aan die kruis vir ons die straf gedra. Maak dit sin vir julle? Hy het die hele prys betaal. Alles is betaal. Nou is ek nie meer skuldig nie, want dit is betaal. Nou, maak dit sin vir julle? Ja. Dis wonderlik. Dis nie net sin maak nie. Dis natuurlik wonderlik. Ek kan nou voor God staan, hè. Kyk nou wat se wonderlike ding staan daar so in Romeine 5. Maak bietjie julle Bybels daaroor. Romeine 5 vers 1. Lees sommer vir ons daarso, wie moet nou lees? Marie, is nou wie jy, nee. Nee, is mos. Moes sê maar so, Marie lees jy vir ons Romeine 5 vers 1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is. Stop daar, omdat ons nou deur die geloof geregverdig is. Ek is regverdig deur die geloof, omdat my geloof dit verdien het. Nee, dat ek met my geloof het ontvang het. My geloof het ek het ontvang wat vir my verdien is. Nou, my geloof het my in Christus ingelei waar ek dit kry. Goed? Want jy kry dit nêrens anders as by Christus nie. Goed? En nou is ek deur die geloof geregverdig. Wat is nou die situasie? Ons het vrede by God. Nou het ons vrede by God. Wow. Dat is vrede by God. Deur wie ons ook deur die geloof in hierdie genade staan. Ons het vrede by God, ons staan in genade. Ons het 'n toekoms waarop ons kan roem. Nou, dit is die wonderlike dinge wat ons sê, as ons regverdig voor God is, dan is ons nie net, staan ons nie net voor 'n regte regverdiging, ons het 'n vrede, daar's 'n vriendskap, nê? God wat eers in 'n oorlog teen ons uitgetrek het, maak nou vriende met ons. Hy word ons Vader. Ons word sy kinders. Nee, dis wonderlik. OK? So, dis die wonder van hierdie regverdiging. Dit is baie. OK. Goed. Nou, en dis hoekom ons katekismes dit vir ons hier kom inhamer eintlik. Nie iets wat ek doen nie, wat Jesus doen. Kom ons kyk aan volgende een. Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon. OK, wat is die antwoordjie daar? Lees bietjie vir ons daar, Johannes. Hierdie beloning word nie uit verdienste gegee nie, maar uit genade. OK, en waar staan dit? Lukas 17 vers 10. Nou kom ons maak 'n bietjie ons Bybels oop en lees ons daar. Lukas 17 vers 10, nee. Kyk ons moet daarso lees van vers 7 af.
Ja, lees bietjie vir ons. Kom ons lees van vers 7 af. Marie, lees jy en dan lees ek, dan lees Johannes. En wie is daar van julle wat 'n diensknegt het wat ploeg of vee oppas en sy inkom van die veld vir hom sal sê, kom dadelik hier om tafel. Sal hy nie eerder vir hom sê, maak vir my die aandete klaar, omgord jou en bedien my totdat ek geëet en gedrink het, en daarna kan jy eet en drink. OK? Bedank hy daardie diensknegt omdat hy gedoen het wat hy beveel het is. Ek glo nie. OK? So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Okay, ons is onverdienstelike, so ons verdien nie. OK? Ons verdien nie. En tog wil sê die Here vir ons op baie plekke, maar julle sal loon ontvang. Julle sal loon ontvang. Dus byvoorbeeld in die bergpredikasie lees. Kyk nou 'n bietjie, ons blaai bietjie ons Bybels daar na Matteus hoofstuk 5 toe by versie 10, 11, 12. Wat sê dit? Lees 'n bietjie vir ons. Marie, lees jy vir ons vers 10. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Okay. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. So daar sê ons iets van loon. Nou ek dink Jesus bedoel hier met loon gewoonweg die koninkryk van God. Hulle sal die koninkryk van God ontvang. Maar dan is dit nie omdat ons dit verdien nie, dis omdat mense wat Jesus volg, sê Jesus is vir my so kosbaar dat ek maar vervolging kan kry. Ek sal saam met Jesus vervolging kry, maar ek gaan Jesus nie los nie. Wat kry jy by Jesus? Kry die koninkryk. Die koninkryk. Dit is sluit in hierdie geregtigheid, jou skuld is vergewe. Dis deel van die koninkryk. Nou, so en in daardie sin dink ek word hier gepraat van loon. Maar op ander plekke word daar nogals gepraat van iets wat jy kry. Maar dit is uit genade. Dit is uit genade wat ons dit ontvang. Dis nooit iets waarop ek kan sê, nou ja, daar het ek dit nou verdien. Maar dit is wel goed, die Here wil dit vir ons gee. Hy wil dit vir ons gee. OK. Want dis is die belangrike ding. Die Here is 'n regverdige God. As jy dinge doen, dan kry jy iets. Hy sê so, ek is nie 'n God wat sê doen iets en dan gee ek vir jou niks daarvoor nie. Maar wat die genade deel daarvan is 1, ons is onverdienstelike diensknegte, daarom is dit genade. En 2, hy stel ons in staat om dit te doen. Maar het daai loon en al daai goeders, het dit enige iets te doen met hierdie? Nee, dit het niks te doen met hierdie. Dit kom in later aan by heiligmaking om daai goeders. Hier by heiligmaking kan ons goed praat soos loon. En dan is dit genade loon, En wat vir my baie mooi is dat Annie daar sê, byvoorbeeld, God is eintlik die groot beloning. Hoe meer jy lewe in gemeenskap met God en God dien, hoe meer groei jy en verdiep jy in verhouding en dit bring vir jou al meer vreugde en is veel lekker. Dis die grootste loon om te sê, wow, maar ek is in 'n verhouding met God en ek lewe vir God en ek doen goeders vir God en is vir my lekker om dit te doen. Maar dit verdien nie hierdie nie, dis klaar verdien. En dis wat jy so lekker maak, ek kan weet hierdie is klaar verdien. Al my oepse en my foute en my baie sondes wat ek nog steeds hier doen, vat nie daai weg nie. En dis maak nie dat ek onverskillig word, en ons gaan nou daarna kyk. Maar hierdie is die wonderlike ding. OK, so loon, ja, daar's loon, maar ek betaal nie met daai loon my regverdig maak.
pas by my heiligmaking, dit bring my in 'n dieper verhouding met God, dit laat my groei, dit laat my God meer geniet, dit maak dit vir my lekker om by die Here te wees. Nee, kyk 'n bietjie hoe sien 'n mens dit in Johannes hoofstuk 15. Johannes 15. Kyk daar by versie 9. Lees vir ons versie 9, Marie. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. Okay, nou vers 10, Johannes. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Nou wat die Here Jesus sê, bly in my liefde, dit beteken, beleef my liefde. Is dit lekker om die Here se liefde te beleef? Ja. Ja, nou sê, hoe gaan jy die Here se liefde beleef? Wat moet jy doen? Sy liefde bly. Ja, jy is reg, maar wat sê versie 10? Hoe gaan jy in die Here se liefde bly en dit dan beleef ook? Sê hulle my gebooie bewaar. Okay. Nou bedoel Jesus, doen my gebooie, dan verdien jy dit om in my liefde te bly. Jy bly in sy liefde deur sy gebooie te doen. Ja, jy beleef sy liefde. Nou, hierso, met hierdie, het ek in 'n verhouding met God gekom. En met Jesus. Met die regverdig verklaar. Nou het ek vrede by God, ek is 'n kind. Maar hoe gaan ek daar binne in die verhouding met God sy liefde beleef? Ek doen sy gebooie. Okay. Is dit ook regverdig verklaring? Nee, dis ook sy liefde beleef. Okay, ek beleef sy liefde deur sy gebooie te doen. As ek nie sy gebooie doen nie, gaan ek nie sy liefde beleef nie. Maar gaan ek dan nie meer regverdig maak nie? Nee, ek gaan net agterkom, hoor hierso, in die huis van my Vader, waar dit vir my lekker moet wees, is dit nou nie meer lekker nie. Kom tot bekering, doen sy gebooie, beleef sy liefde, maar ek is klaar regverdig verklaar. Okay, maak dit sin vir julle? Ja. Okay. En 'n kind van die Here wat regverdig verklaar is, wil sy gebooie, want ek wil daai liefde beleef, ek smag daaraan, dit is my goed om dit te kan hê. Okay, maar dit verdien nie my regverdig verklaar. Okay, maak dit sin vir julle? Ja. En mens moet maar baie keer hieroor nadink. Maar hier begin die ding. Dis betaal, is klaar betaal. Niks wat ek doen iets aan hierdie betaling nie. Okay. Dis belangrik. Goed, nou sê die katekismus, maar maak hierdie leer nie die mense onverskillig nie. Want okay, nou kan ek sê, okay, wow, Jesus het betaal, so nou, kom ons doen wat ons wil, ouens. Jesus het ons betaal. Wat sal die antwoord wees? Nee, want is het onmoontlik dat iemand wat in Christus is, in sy inbare geloof ingeplant is, geen vrug van dankbaarheid sou voortbring. Ja, skitterend, nee, as ons in Christus is, dan sien ons wat het Jesus vir ons gedoen. Ons sien ook hoe erg is sonde. Ons sien die prys wat hy moes betaal. As ek dan nog lus om sonde te doen? Nee, ek word net lief vir hierdie Jesus wat van alles betaal het. Ek word lief vir hom. Okay? En daai liefde dryf hom te sê, nee maar maskas, ek wil nie meer sonde doen nie. Okay. Plus, daar's nog iets meer, maar sal ander iets meer daar leer. Kom ons sê net eers hierdie. As jy in Christus ingeloof is en jy kry daai betaling, dan sê jy net, ek het hierdie Jesus so lief. Kyk hoe sien 'n mens dit in Lukas 7. Blaai 'n bietjie julle Bybels na Lukas 7 toe. Kyk 'n bietjie na ons begin daar by versie. Dis 'n gedeelte wat hier by versie 36 begin. Dit gaan hier oor 'n meisie. Sy was 'n verskriklike sondige meisie. En toe kom sy by Jesus en sy het 'n hele bottel duur salfolie op Jesus se voete uit gaan staan en gooi en haar
Sy het begin huil, verskriklik gehuil en Jesus se voete nat gemaak met haar trane en toe droog sy dit af met haar hare. Kan jy nou jou indink daardie hele besigheid. Uiteindelik sê Jesus toe, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad. Hoe moet mens daai sin verstaan? Haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad. Is haar sondes vergewe, omdat sy baie lief gehad het? Nee, hier was ons, dis Jesus wat haar sondes laat vergewe. So hoekom het sy baie lief? Omdat so baie sondes betaal. Ja, maar haar sondes wat so baie is betaal is, dat sy baie lief. Jy sien, dis wat Jesus vir ons doen. Maar dan gaan jy mos nou nie aan met sonde in jou lewe nie. Ja, so as ons teen sonde wil stry, moet ons heeltyd vir onsself sê, kyk na die regverdige verklaring. Kyk na die regverdige verklaring. Kyk wat het Jesus my gedoen. Dit maak ook dat ek hom lief kry en dan nie meer wil sonde doen nie. Is dit, verstaan julle dit? So ons het hierdie goed met 'n mens in 'n mens se lewe doen, hoor. Mens moet so self vir jou preek die hele tyd. OK. Goed, dan gaan ons nou tot daar. Dan sal ons nou volgende keer aangaan met Sondag 25. Kom ons bid. Onse Vader in die hemel, baie dankie, Here, dat ons nou weer in die woord kon wees. Ons bid deur die Heilige Gees dat U hierdie waarhede in ons harte sal inbring en dankie dat ons so na U toe kan kom. Amen.